herstelde huweliksgetuienis. Ek het vir hom gesê, nee, ek kan nie my minnaar los nie. Mannen, hoe het jou herstel eintlik begin? Dit het alles begin toe ek my aardse man se ontrouheid ontdek het, net nadat ons amper 4 jaar getroud was. En eerder as om net dinge te beëindig, het ek selfs probeer om voort te gaan met ons huwelik. Tot eendag, kort nadat ons in ons nuwe huis ingetrek het, en ons albei geglo het dat ons baie gelukkig was, toe hy my net vertel het dat hy nie meer van my hou nie, dat hy niks vir my voel nie, en dat hy wil hê ons moet uitmekaar gaan. Hy het die hele tyd baie gehuil, gesê dat hy nie weet hoe dit gebeur het of hoekom nie, en dat hy al lankal daaraan gedink het om te verdwyn, net om van my ontslae te raak. Hy het vir my gesê dat as gevolg van wat hy doen, maar het nie presies gesê wat nie, dat hy dit nie meer kon doen nie. Ek het onmiddellik paniekerig geraak. Ek het nie geglo dat dit tot op hierdie punt sou kom nie. Mannen, hoe het God jou situasie verander, terwyl jy hom van harte gesoek het? Ek was eers desperaat. Ek het probeer om by my werk te bly, maar ek kon nie. Ek het die hele dag gehuil en gebid en sou doelloos in die strate van die stad ronddwaal, op soek na 'n kerk, sodat ek na die mis kon gaan. Ek het al my geld bestee aan busse, om kersse aan te steek in die kerk, aan Christelike boeke wat iets sê, iets oor die huwelik en ander dinge wat ek gehoop het sou kon help. Ek het nie eers meer gevoel wat ek gesê het terwyl ek gebid het nie. My gebede was reeds outomaties soos 'n zombie. Ek het binne slegs 2 maande 15 kg verloor. Dit was eintlik 'n goeie ding, want ek was oorgewig en dit was iets wat my gepla het en ook my aardse man ontstel het. Ek het die hele tyd op God vertrou. Ek het altyd baie op God vertrou, alhoewel ek hom nie persoonlik geken het soos vandag nie. Maar ek het geweet dat hy die een was wat my huwelik kon red. Ek het aanvaar dat ek in die woestyn woon en het by my Here gebly. Ek het nooit na ander leerstellings gesoek nie, en ek het ook nie baie met ander mense gepraat oor my situasie nie. Wel, dit is nie heeltemal waar nie, dink ek. Ek het vroeg na 'n sielkundige gaan soek, maar niks wat sy gesê het my hart geraak of my vrede gegee nie. Eer aan God daarvoor. Ek het uiteindelik uitgeloop terwyl sy iets gesê het, omdat ek net op die Here vertrou het, en niks wat sy gesê het waar geklink nie. Toe verander dit alles. In 'n enkele oomblik, tydens my gebed om 3 uur, het die Here my gelei om Ademai te vind. Die volgende dag het ek die boek afgelaai en dit binne 2 dae gelees. Van die begin af het ek al die beginsels gevolg, elkeen. Dit was nie vir my moeilik om te volg nie, aangesien ek reeds meer verborge lewe in God gelei het, met die fokus op Christelike beginsels. Maar dit was baie belangrik om al my foute te ontdek, wat my dadelik begin help het, om te sien hoe dinge so erg geraak het. Dit was hartseer, want ek het altyd gedink, ek is die beste eggenoot, die beste vrou, en om te ontdek dat ek 'n fariseer was, dwaasgierig, autoritair, opstandig, 'n weet alles, jaloers, afgode gedien het, my huwelik, my man, geld bestee aan voedselbeheptheid, dit was slegs 'n paar van my afgode, en talle ander dinge wat ek ontdek het elke keer as ek die boek herlees het. Dit was pynlik om al hierdie foute te ontdek, en om te weet dat my huwelik deur my eie hande vernietig is. Om te ontdek dat ek 'n dwaase vrou was, terselfdertyd verwoestend en insiggewend was. Dit het my laat besef, ek is nie 'n slagoffer nie, en my lewe kan verander en verbeter. God is wonderlik en verdien alle eer, prys, lof en aanbidding. Terwyl ek die boek, die getuienisse, die Bybel en die kursusse gelees het, het God my gesmee, my karakter verander en ek het vir die eerste keer in my lewe gelukkig en in vrede gevoel.
Hoe meer ek gelees het, hoe meer wou ek 'n vrou na God se hart word. Ek wou verander word in 'n deegsame vrou en 'n huwelik hê wat hom sou eer, eerder as om my te behaag. Ek wou nie meer iets hê soos die huwelik wat ek gehad het nie. Ek wou 'n nuwe huwelik op die rots hê. God het my die genade gegee om baie geduldig te wees, want dit was vir my verbasend maklik om op God se vasgestelde tyd te wag. Nie dat ek gelei het nie, ek het baie gelei, maar ek was deurdrenk in sy liefde en wou meer van God hê. Meer as alles het ek daarna gesmag, dat hy my lewe en die lewe van my aardse man moet verander, om vir ons te doen wat hy vir my gedoen het. Ek het gesien dat al die beloftes van die Here in ons lewens vervul word, en dit het my elke dag verbly. Die God wat ons dien, is 'n wonderlike God. Mannen, watter beginsels uit God se woord, of deur ons hulpbronne, het die Here jou tydens hierdie beproewing geleer? Om alles aan hom oor te gee, te laat gaan, wen sonder woorde en nederigheid, was die beginsels wat my die meeste geraak het. Aan die begin het ek voortdurend my aardse man gepynig met boodskappe. Ek het elke beweging dopgehou, maar toe ek lees oor die beginsel van laat gaan, het ek onmiddellik alles gestaak. Dit was moeiliker om in my hart te laat gaan, maar met God se genade en barmhartigheid het ek dit gedoen. Die keerpunt was vind die oorvloedige lewe. Om jou eie minnaar te hê, verander alles. Selfs voordat ek herstel is, het ek al die oomblikke met die Here gemis en hom al gevra om my nie van hom af weg te laat gaan nie, en indien nodig alles weer toe te laat sodat ek alleen na hom kon draai. Eer aan God, soos ek elke dag die Here meer en meer vertrou het, net vir hom alles gegee het en letterlik op hom gerus het. Alles wat ek beleef het, was wonderlik. Mannen, wat was die moeilikste tye waardeur God jou gehelp het? Die moeilikste tye was toe ek deur die ander vrou gekontak is. Ek is so dankbaar dat die Here my liefde vir haar gegee het, nadat ek gelees het, dat die ander vrou nie die vyand was nie, die ander slagoffer. Terwyl ek my joernale ingevul het, het ek hom begin vra om my te help om haar te vergewe. Dit is nog 'n wonderlike getuienis wat ek nodig het om te deel. Dit was sy wat my die nuus gegee het van my aardse man se betrokkenheid by haar. Die tweede was dat sy foto's van hulle gedeel het, maar dit het net 2 keer gebeur. Die ander moeilike tye was toe my aardse man huis toe begin kom het en ons intimiteit gehad het en hy net daarna sou vertrek. Ek het gevoel dat ek gebruik was, ondanks die liefde wat hy vir my gehad het tydens ons tyd saam. Ek het selfs vir God gevra om hom nie meer toe te laat om te kom nie, maar God het nodig gehad dat dit gebeur. So in plaas daarvan het ek verdubbel op my oorvloedige lewe kursusse, en dit het my hart gesond gemaak. Alle eer kom tot hom. Ek was bly as hy opgestaan en vertrek het, want ek kon by my minnaar wees wat my hart gevul het. Mannen, wat was die keerpunt van jou herstel? My aardse man het 'n paar keer begin huis toe kom, weens die probleme wat hy deurgemaak het, finansiëel, en hy moes sy woonstel los en by sy ouerhuis woon. Omdat hy depressief was, al was dit 'n slag vir sy vryheid, en terselfdertyd het hy daar goed gevoel, maar hy het gesê dat hy die rustige en kalmste saam met my tuis gevoel het. Hy het altyd gekom en gegaan, sonder dat ek iets gesê het. Ek het tot die punt gekom waar ek my verlustig het in sy vertrek, sodat ek alleen kon wees met my geliefde hemelse man. Ek was baie bekommerd dat hy so duidelik depressief was en baie nonsens aangejaag het, maar soos ek laat gaan het, het ek my hemelse man nog meer vasgehou en myself heeltemal aan hom oorgegee. Mannen, vertel ons hoe dit gebeur het. Het jou man net by die voordeur ingestap?
Mannen, het jy vermoed, of kon jy sien dat jy naby aan herstel was? Nee, ek het my nie voorgestel dat dit so naby was nie. Dit het heel onverwags gebeur. Ek het in die stad gebly om deel te neem aan 'n vrouekamp. Ek het die vrouekamp opgestel vir 'n groep vroue wat 'n wyse vrou studeer. Toe hy my bel en vra wat ek doen. Ek het gesê dat ek saam met 'n paar vriende in die stad was en hy het gesê dat hy my wou ontmoet vir ete. Ek wou nie net die vrouekamp verlaat nie, want ek was die een wat dit gekoördineer het. Maar nadat ek met my geliefde hemelse man gepraat het ek gevoel dat ek dit as 'n lofverslag met my groep moes deel, wat gesê het, gaan. Ons het ontmoet vir ete en dit het gelyk asof hy iets vir my wou vra of iets wou deel. Later het ek uitgevind dat hy gedink het my vriende is 'n ander man. Hy het gesê dat hy kon sien dat ek verlief was. So, hy wou homself nie verneder deur te vra om huis toe te kom nie. Die dag toe hy terugkom huis toe en sy goed ingebring het, was eintlik die dag van ons huweliksherdenking, maar ek het dit eers 'n week later onthou. Ek was verbaas oor God se vasgestelde tyd. Op sy tweede dag by die huis, tydens ontbyt, het hy gevra wat ek dink om weer te probeer. Kon ek hom vergewe? Kan ek ontstrengel raak van die man wat hy gesê het, hy weet ek betrokke by is? Ek moes lag, dit was wonderlik. My hemelse man het my die geleentheid gegee om te deel met wie ek betrokke was. Ek het vir hom gesê, nee, ek kan nie my minnaar los nie. En sy gesig het geval, en ek het gedink hy sou huil. Toe het ek gesê dat ek verlief geraak het op die Here, en my transformasie het plaasgevind as gevolg van hom. Skaars was ek by hulle, verby, of ek het hom wat ek lief het gekry. Ek het hom vasgegryp en hom nie laat los nie. Hooglied 3 vers 4. Daarom het ek vir hom gesê dat ek genoeg tyd nodig het om by hom te wees om te kan verander. Hy het ingestem. Een dag later, terwyl hy huil, het hy vir my gesê dat hy lief is vir my en dat die liefde wat hy voel baie groter is as wat hy ooit in ons lewens gevoel het. My God, die Here het wondere vir my gedoen. Dit was baie meer as wat ek gedink het, hy ooit sou sê. Ons is nou al 8 maande terug by mekaar. Ons huwelik is herstel na 2,5 jaar van apart woon. En elke dag was elke ding wat ek deurgemaak het, die moeite werd. Dankie Here, U is my alles. Mannen, sal jy enige van ons hulpbronne aanbeveel wat jou gehelp het? Alles wat julle aanbied. Begin beslis met die boek Hoe God jou huwelik kan en sal herstel, wat noodsaaklik is. Die woord van God is onontbeerlik en al die kursusse, die daaglikse aanmoediging en die boek 'n wyse vrou was beslis geskenke wat God, wat deur Erin en RMI aan my gegee is. Dankie dat julle my lewe vir ewig verander het. Ek dank God vir die lewe van Erin en al die mense by die RMI bediening. Ek vra God om ongemeete seëninge uit te stort op elkeen van julle en julle gesinne en op almal wat hoop kry uit hierdie bediening. Mannen, sal jy belangstel om ander vroue aan te moedig? Ja, verseker. Soos ek reeds genoem het, het ek 'n groep wyse vroue wat die boek bestudeer en lof deel. Ons kom weekliks by mekaar en probeer elke paar maande wegkom vir 'n vrouekamp. Ek het God vroeg gevra om my te gebruik om ander vroue hoop te gee, om gesinne te genees. Ek het 2 wyse vrou sagtebandboeke gekoop en net gewag. Ek het een vrou gevra en toe het sy 'n vriendin gevra en die groep is gevorm en het net verder gegroei. Mannen, hoe dit ook al sy, watter soort aanmoediging wil jy ten slotte by vroue laat? Geliefdes, vertrou volkome op God. Moenie jou oë van hom afneem nie.
hoe moeilik dit ook al mag wees. Hy is die God van die onmoontlike, die God wat al sy beloftes nakom, soos hy elkeen aan my gehou het. Laat hom toe om jou lewe te verander. Dien hom met liefde. Laat hom die kruis dra vir jou huwelik en laat hy jou dra. Moet nooit opgee om te glo vir herstel nie. Moenie die siel van jou man aan die vyand gee nie. Maak seker dat jou God vir hom veg. Vir jou huwelik, vir jou kinders, vir jou. Leef in gehoorsaamheid en roep tot God vir transformasie. Want daarsonder sal alles wees soos voorheen.